Ek is seker jy is baie bekend met die besondere verhaal van die Israeliete wat in Egipte as slawe moes werk. Was dit baie hierdie 480 jaar, was 'n groot, eintlik generasies wat mense daar in slawerny was. Nou het hulle dan so gewoond geraak aan die slawerny dat hulle nie gedink het dat enigiets anders moontlik is nie, totdat God vir Moses kom roep en hy vir hom die opdrag gee om die Israeliete natuurlik na die beloofde land toe, 'n nuwe plek, 'n nuwe toekoms, waar daar vryheid is en waar daar lewensmoontlikheid en potensiaal is. Julle onthou mos daai frase, nê, 'n land wat vloei met melk en honing. Absoluut onvergelykbaar in vergelyking met dit wat die Israeliete tot op daardie stadium, die Hebreërs, daar onder die dwangarbeid van Farao beleef het. Die storie is vir ons baie bekend hoe dat die ouens gereed moes maak. Aanvanklik wou Farao natuurlik niks weet nie en die een na die ander plaag moes sy hart verander, maar hy het verhard gebly totdat die eerstelinge, ook Farao se eersteling seun gesterf het en hy het toegegee en gesê dis in orde, die Israeliete kan maar trek. Maar hulle was nie ver weg nie, toe kom die Egiptenare natuurlik hulle fout agter, want wie gaan nou daardie werk doen? Daar was groot bouprojekte aan die gang gewees en dit lyk vir my die Egiptenaars was maar redelik lui gewees om te werk en is redelik bederf deur die Hebreërs wat vir soveel generasies hulle slawearbeid verrig het. En nou skielik sal hulle self moet werk en Farao kry al sy beste manskappe by gereed en hulle sit die Israeliete agterna waar hulle op pad is deur die woestyn om uiteindelik by die beloofde land aan te kom. En dan op 'n slag word die Israeliete as dit ware vasgekeer, want voor hulle lê die Rietsee wat onoorbrugbaar is. Jy kan tog nie droogvoets oor 'n rivier stap of oor 'n see stap nie. En dit is 'n beduidende stuk water wat voor hulle lê. Hulle kan nie daardeur kom nie. En hulle is buitengewoon baie, 'n groot klomp mense, saam met ook nog diere en alles saam met dit wat getrek het, dan ook nog die kinders en dies meer. En dan word hulle bewus daarvan dat die Egiptenare op hulle spoor is en letterlik agter hulle is om vir hulle te kom inhaal en vir hulle terug te voer na Egipte, na die plek van slawerny. Nou wat doen 'n mens wanneer jy so vasgekeer is tussen twee uiterstes? Dan begin jy roep en jy begin benoud uit te roep en jy is desperaat en jy wonder waar gaan jou hulp vandaan kom en watter uitkomsmoontlikhede daar is. En natuurlik het Israel gedoen wat hulle so pragtig altyd reg kon kry. Hulle het begin murmureer en hulle was kwaad vir Moses en kwaad vir God. Hoe is dit moontlik dat jy ons hier uit Egipte land kom wegneem uit, net om hier in die woestyn te sterwe? Ons moes maar liewer in Egipte agtergebly het. Ons het so gewoond geraak aan die slawerny. Dit sou vir ons beter gewees het. Ten minste het ons geweet wat ons daar het. Nou is alles onseker, weet ons glad nie wat die toekoms vir ons inhou nie. Maar wie 'n onseker toekoms saam met God is baie sekerder as die sekuriteit van die slawehuis waarin Israel self bevind het. En dan kom Moses en dan stel hy die saak voor die Here en nou kom ek uiteindelik uit by dit wat ek vandag met jou wil deel. Ek weet nie hoe jou konteks lyk nie, ek weet nie of jy jouself ook tussen twee uiterstes bevind nie. Aan die een kant spreekwoordelik die Rietsee en dit lyk heeltemal onoorbrugbaar. Aan die agterkant is daar die brûe wat gebrand is, jy kan nie teruggaan nie. Daardie pad is toe, daar is nie moontlikhede uit die slawerny waaruit jy sopas ontsnap het nie. Dit sou dwaas wees, ondenkbaar wees, dat jy moet omdraai en teruggaan na 'n verlede wat nie vir jou goed was nie. Vorentoe kan jy nie, terug kan jy nie, jy sit met die hede en jy wonder wat nou van jou gaan word. En jy raak desperaat en jy raak moedeloos en soos tipies mens maar doen, begin jy benoud uit te roep en te sê, Here, maar waar is U? Jy begin selfs vir God bevraagteken en wonder of hy dan met jou speel en of jy hoegenaamd ernstig neem. Hoor dan hoe vandag binne jou konteks hierdie wonderlike belofte en woord hier uit die woord van die Here uit. Die Here kom praat met Moses in Eksodus 14 vers 13, moenie bang wees nie. Dis opmerklik hoe dikwels in die Bybel hierdie woorde staan, omdat dit 'n tipiese menslike emosie is. God verwyd ook nooit vir mense dat hulle bang is nie. Ja, hy verwyd hulle vir ongeloof, maar om bang te wees, dit verstaan die Here, want ons is maar net mense. Maar nou kom hy so pragtig en hy sê, maar moenie bang wees nie. En dan moet mense nou sê, maar goed, as ek nie gaan bang wees nie, moet daar iets in die plek van my bangheid kom. Dan moet 'n stuk sekuriteit en vastigheid kom waarop ek kan bou en waaraan ek kan vashou. Daarom die woorde, staan vas, kyk hoe die Here julle vandag gaan red. Staan vas, kyk hoe die Here julle vandag gaan red. Want soos julle Egiptenaars nou daar sien, sal julle hulle nooit weer sien nie. Staan vas, moenie bang wees nie. Kyk hoe die Here julle vandag gaan red.
Die res van die geskiedenis is baie bekend. Uiteindelik moes Israel hulle voete in die water gaan sit en was op daardie oomblik dat die water gekloof het en dat hulle natuurlik droogvoets deur die Rietsee kon trek. Wat ook al jou konteks en omstandighede vandag is dalk nie vir jou so 'n aangename dag nie. Dis 'n dag wat gekenmerk word deur onsekerheid, gebrek aan sekuriteit. Jy voel 'n bietjie ontredderd en ontroerd. Jy voel of die grond onder jou 'n bietjie bewe en wil meegee. Die Here sê, jy moenie bang wees nie. Die Here sê, kyk, staan vas, kyk op in die oë van God, kyk op in die deurboorde hande van Jesus wat die prys betaal het, maak staat op die beloftes van God in sy woord, vertrou die leiding van die Heilige Gees en sien hoe dat die Here vandag ook vir jou 'n toekoms en 'n pad kom baan, 'n pad kom maak wat daar oënskynlik nie 'n pad was nie. Mag die Here vandag vir jou kragtadig onderneem.